Nou van 2023 af het ons gesê, wanneer die krisis in Suid-Afrika kom, sal ons nog 'n lockdown sien. Maar mense het nou nie altyd verstaan hoe nie. Ons het geweet hulle wil iets met die energie doen. Maar nou ja, ou Trumpie, hy werk vir die geldmag, hy werk vir die Jodestelsel, die Babylonstelsel. So ek dink nie eers hy weet waarmee is hy besig nie. Ek moet vir julle eerlikwaar sê, ek dink Trump het ernstige dementia en want hy loop so in lieg. Dis net nie waar nie. Maar om terug te kom tot die lockdown, ons is op pad na 'n volgende lockdown toe. Hulle noem hierdie ene energy lockdown. Dit is 'n mooi woordjie. Nou die een wat ek gesien het was 'n lockdown in 'n tydperk waar die volk graag wil onttrek na veiligheid, sukkel hulle om te onttrek want daar's 'n lockdown. En ek weet, Brandon Bix het gepraat van, nee, hy het ook gepraat van iets wat die wêreld gaan tref soos 'n groot griepvirus. Dis of hy of Nathan Hambert. Maar hier is jou volgende lockdown. Hulle noem dit 'n energy lockdown en die verslag is reeds uit van die Energy Agency, International Energy Agency, die IEA. En the recommendations is lockdown 2.0. Kom ek lees dit vir julle. Sheltering from oil shocks. Dit was in Maart uitgebring. The key concern is the Strait of Hormuz, a vital passageway through which about 20% of the world's oil passes. With the shipping disrupted by conflict, crude oil prices have surged above $100 a barrel. The IEA's goal is to provide a playbook of emergency measures to help countries drastically reduce fuel consumptions and stabilize markets if shortages worsen. Ekskuus my Engels. Reg, ek het nog nooit vreeslik tyd gehad vir die Engelse nie. Ek is 'n protestant en 'n boer, so. The 10 recommendations is as volg. Nou, hulle sê, work from home where possible to cut commuting, reduce highway speeds limits by at least 10 km per hour. Wat gaan jou 'n ewigheid vat om by die huis te kom. Encourage public transport over private cars. Hier in Suid-Afrika het ons nie, behalwe as jy in een van die volksvreemde se taxi wil ry. Alternate private car access in large cities. Example based on license plate numbers. Hulle het dit reeds begin inbring in sekere lande. Op grond van jou license plate kan jy dalk elke tweede of elke derde dag ry. Weet jy hoe gaan jy by die werk kom met die ander tye nie? Increase car sharing and adopt efficient driving practices. So jy moet carpooling doen. Promote efficient driving for commercial vehicles and goods delivery. Ja, ek dink daar gaan ook groot probleme kom. As hierdie trokke nie kan hardloop nie, is die rakke leeg. Daai trok moet ten minste eenmal elke 3 dae inkom om die rakke vol te hou. So ons gaan binne 'n week sal jy sien, daar's major krisisse by jou naaste supermark, as die trokke nie meer kan inkom nie. Divide LPG, dis liquefied petroleum gas, from transport to vital uses like cooking. So jy sal moet kies, gaan jy ry of gaan jy eet? Maar jy moet die kos gaar maak. Avoid air travel where alternatives like virtual meetings exist. Nou ja, dis net vir die armes, né? Die rykes, die elites het hulle eie jets, hulle kan vlieg waar hulle wil. Switch to other modern cooking solutions where possible. Ja, sonoonde. Dis nou al, maak vuur buite, maar binnekort gaan hulle dit ook verbied. Implement short-term efficiencies and maintenance measures in industry. Nou ja, hierdie, wat ons hierso sien, het baie mense opgewonde gemaak, want hulle sien baie dieselfde aksie as met die COVID in 2020. En hierdie is baie te doen met 'n boek wat baie jare terug geskryf is, jy moet dit kan kry op die internet. Die boek se naam is The Long Emergency. So, hulle is besig om 'n noodtoestand te skep met opset, want die oorlog was 'n war of choice vir die Amerikaners en die Jode. Dit was 'n war of choice en hulle het eers aangeval. Was nie die Iranese nie. En die plan is dan nou om die wêreld nou oor te sit na die Great Reset systeem toe. Nou wat is die maklikste manier om hulle by die Great Reset te kry en almal moet by hulle huise bly in 15-minute cities en QR codes en wel die kos raak nou min op die rakke, so ons gaan jou nou ransoneer en ons gaan werk op 'n QR code op jou foon.
Wat is die maklikste om by daai punt uit te kom? O, ja, jy vat Trompie die sot, en jy oortuig hom, dat die Iranese is die groot vyand, van wie ook al, en hulle daar moet nou 'n regime change wees, want hulle is die groot gevaar in die wêreld. Dit is hoe jy dit doen. En die FSA se eie intelligensieagentskappe, 18 van hulle, al 18, het gesê, daar is geen bedreiging van Iran af vir die FSA nie. Hulle het ook gesê, daar is geen bewyse dat Iran besig is om 'n kernbom te maak nie. Hulle het dit gesê. So dis op verslag. Die intelligensieagentskappe van die FSA het hulle alies gecover vir hierdie drama wat kom. Want hulle het gesien, hulle president sal luister na ou Bibi, die leenaar en bedrieër, maar hulle, en die Mossad, wat baie bekend is vir war by deception. Wat beteken war by deception? Beteken ons maak oorlog deur middel van bedrog. Die Bybel sê daar in Johannes 8, sê hy vir hulle, hy sê, julle vader was 'n mensemoordenaar van die begin af, en dan sê hy, julle vader is 'n leenaar, en ja, wel, wat beteken die slegte boom dra altyd slegte vrugte? Hy kan nooit goeie vrugte dra nie. Nou ja, so jy is op pad na 'n situasie, en ek wil dit tog baie mooi vir jou duidelik stel, want jy verstaan nie mooi wat kom nie. Dat die lewe wat jy nou het, gaan jy nooit weer hê nie. Nooit weer nie. So, alles wat jy nou het, kyk mooi, gaan binne die volgende aantal maande drasties verander. Want die ekonomie gaan inkrimp, mense gaan hulle werk verloor, ouens gaan op die strate sit. Mense wat karre en huise en tweede huise gehad het en vakansies gehou het, gaan arm word. Maar dit is waarvan die Bybel praat. Hy sê hier in Suid-Afrika, volgens Sefanja 3, sal hier 'n arme en 'n ellendige volk oorbly, dis nou die klompie blankes, wat by die naam van Jahwe sal skuilings soek. Dis al wat van ons gaan oorbly, 'n arme en 'n ellendige volk. Want hierdie ding wat hulle nou hier inbring, hierdie oorlog wat hulle gemaak het onder andere 'n direkte invloed op die kunsmis. Alles wat hulle daarbo maak, is hulle besig om te verwoes. So die infrastruktuur, wat opgesit is oor jare, oor dekades, om daardie ekonomie aan die gang te hou, en waarmee hulle dan die wêreld aan die gang gehou het, nou ja, daai infrastruktuur word nou verwoes. Het hulle geweet dit gaan gebeur, toe hulle hierdie oorlog begin het? Wel, Trompie sê hy het nie geweet nie. Maar nou ja, ons weet hy's 'n sot. Maar die res het baie mooi geweet. Al die ander het baie mooi geweet. Die waarskuwings was gegee. Iran het gesê, this will become a regional war. En hulle het begin om al die Amerikaanse basisse uit te haal, al die radarbasisse. Reg. En toe die Jode en die FSA gesê, wel, nou slaan ons onder andere julle oliefasiliteite en julle raffinaderye, behalwe dat ons julle kindertjies se skole gaan, en julle hospitale gaan bom. En al wat gebeur is, Iran sê, luister, as dit die probleem is, wel, dan gaan ons julle raffinaderye ook opskiet. En julle oliefasiliteite ook. En daar waar julle kunsmis maak, en waar die gas vandaan kom, gaan ons ook opskiet. En op die ou einde van die dag, soos die Bybel sê, daar waar die karkas lê, daar sal die aasvoël saamtrek. Luister mooi, waar die karkas, wat is die karkas? Is die petrodollar. En dit gaan alles oor hierdie koop en verkoop van olie in dollar, wat al daar van die 70s af is, wat deur Kissinger en die Saudis onder mekaar, dis soos 'n maffia, die maffia het saamgesit en besluit, van nou af word olie verkoop in dollar en in geen ander geldeenheid nie. Maar die Russe het die ding begin verander, en die Chinese het dit begin verander, en die Iranese het dit begin verander, en dit het alles te doen met die FSA se baie oorloë wat hulle namens die Joodse staat daar in die Midde-Ooste gevoer het die laaste 30 jaar. So al die extra dollars, wat doen hulle met dit? Hulle maak wapens en lei troepe op, en sit nog basisse op, en bom nog lande, bom nog infrastruktuur, verwoes lande se ekonomie. Ja, en daarom het daar 'n nuwe stelsel na vore gekom, die Iran-China Ros stelsel, en hy sal die wêreld oorneem. Mark my words.
Kyk bietjie hierdie video. Dominoes are falling in days, not weeks. Here's the global oil crisis, country by country, as of today, which is Thursday, March 26th. Made some notes so everybody can easily understand. We'll start with Sri Lanka, right? Rationing, 4-day work week, schools closed. Pakistan, crisis, overnight price surge, long queues, 4-day work week. India, 9 days of reserves left, emergency suppliers being hunted. South Korea, 50 days left, clock ticking. Japan, lied, said 254 days, actual usable reserves, 95. UK, Shell CEO warning shortage starts in April. Germany, gas up 30%, EU emergency plan locked. France, paying 30% more at pumps than 8 weeks ago. South Africa, government says stable, citizens photograph empty pump. Turkey, stocks crash, inflation exploding, currency under pressure. Brazil, watching nervously. Own oil helps, yes, but supply chains hurt. Australia, tanker delays, import dependent, hoping IEA coordination holds. USA, gas prices suspended in states, SPR drawn down, Iran sanctions quietly pop. China, 1.4 billion barrels stockpile, ban exports, still getting Iranian oil. This is day 26 of the Hormuz blockade. 20% of global oil. God. Do you know who wins at the end of all this? I just want you to look right above my head, okay? People are clearly unaware of how strategic warfare works. How else do you think that you bring a superpower to its knees? If you eliminate the dollar, you eliminate the threat.